wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Soos Liriek en haar ouers deur die bos geloop het hulle oral van Jasmijn se blommetjies gelos. En soos wat die blommetjies geval het die gras weer begin groei, want Jasmijn se blomme het towerkrag gehad. Soos wat Liriek verder loop, kom sy op diere en plante af wat haar hulp nodig het, en so help sy hulle om beter te voel. En stap dan weer verder aan. Toe kom hulle by 'n riviertjie aan, waarvan die ander bosdiere nie geweet het nie. Kyk, Liriek, dis die ritmerivier. Die rivier is baie spesiaal, want dit gee die ritme aan vir die wysivinger. Maar soos jy kan sien, is dit nou net 'n stroompie. Wat dink jy kan ons daaraan doen? Vra Petronella, Ek dink ek het 'n plan. sê Liriek. Oupa Eil het gesê ek moet die musiek volg, maar dalk is dit tyd dat ek my eie wysie maak. Mama Lucinda en Papa Bouwer bars van trots, en die vuurvliegies stel sommer vir Liriek in die lug op. Nee, Gegil Liriek. julle moet my neersit. Hulle sit haar neer en Liriek loop na die ritmerivier toe. Daar gaan sit sy op haar hurke. Nou maar goed, meneer Rivier. Wat is fout met jou? Vra sy saggies. Sy steek haar hand in die water en maak haar oë toe. Soos wat sy haar hand beweeg, begin sy neurie. Toe voel Liriek hoe die water sterker begin vloei en hoe die riviertjie se geluide harder begin word. In die skadu van gebroke takke, fluister wind wat eers was. Stiltes lê so sagte krake, deur die grond wat eens seer was. Voels keer terug met nuwe stories, en die takke groei heel lief. En die ritme van die aarde koop 'n nuwe sterker. Sy maak haar oë oop en sien hoe die ritmerivier weer aan die oewer se plante lewe gee en hoe die water die bome gesond maak. Mamma, papa, kyk! My liedjie se woorde maak die wysivinger gesond. Kom ons sing die bos weer wakker, met 'n lied van lig en hoop. Elke noot 'n sagte belofte, dat die lewe weer kan loop. Sing die bos vol lewe, laat die stilte nou verdwyn. Uit die as groei nuwe drome, helder soos die son wat skyn. Net soos Jasmijn gesê het, lei haar klein wit blommetjies hulle weer terug na haar toe. Jasmijn, kyk! Die wysivinger het weer nuwe lewe. Die voeltjies sing weer en die plante groei. Ek kan hoor hoe die viole weer die melodie en harmonie speel. Sê Liriek opgewonde. Ek het vir jou gesê jy kan dit doen, Liriek. Ek kan sommer voel hoe ek sterker raak en my klokkies harder klink. Daar is nie genoeg woorde om vir jou dankie te sê nie. Sê Jasmijn. Papa Bouwer, Mama Lucinda en Liriek groet vir Jasmijn en stap weer terug na die ingang van die wysivinger toe. Toe hulle by die deur kom, kyk hulle terug en luister vir oulaas hoe mooi die wysivinger klink. Mama Lucinda en Papa Bouwer neem 'n groot asem en stap deur die deur. Kyk, U Majesteit, hulle is terug, sê oupa uil. Ag Liriek, ek kan sommer voel dat die wysivinger weer lewe gekry het. Ek kan weer die viole hoor speel en die voeltjies hoor sing. Dankie dat jy so dapper was, sê koning Louis.
En so neem die vuurvliegies die gesin weer terug na hulle kar toe. Dit was regtig 'n avontuur wat Lariek, Mamma Lucinda en Papa Bouwer nooit sou vergeet nie. Dit klink beslis asof Lariek op die regte spoor is, né? Almal is net so dankbaar dat sy haar mamma en pappa ook by haar gehad het. Kom ons kyk gou, hoe mooi het jy vandag geluister. Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. En na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes tyd hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed, hier is die eerste vraag. Wat is die naam van die rivier? Hier is die antwoord. Die naam van die rivier is die Ritme rivier. Goed, hier is die tweede vragie. Wie het vir Lariek, Mamma Lucinda en Papa Bouwer teruggeneem na hulle kar toe? Hier is die antwoord. Die vuurvliegies het vir die gesin teruggeneem na hulle kar toe. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.